Goeiemôre maats. Dit is 'n voorreg om jou te kan groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek hoop dat dit sommer baie goed gaan met elkeen van julle en dat julle almal al die vakansie sommer baie geniet. Vandag gaan ons stil staan by 'n gedeelte in die Bybel na Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood. In hierdie storie wat ons gaan saam lees, verskyn Jesus aan sy disippels, die groepie mans wat saam met Jesus rondgereis het en Jesus op 'n persoonlike vlak baie goed geken het. Nou maats, hoewel Jesus vele kere van tevore vir die disippels vertel het dat hy sal opstaan uit die dood, dink ek nie hulle het heeltemal verstaan wat hy bedoel het nie. Net soos vandag het mense in Jesus se tyd nie uit die dood opgestaan nie. Hulle moes dus baie groot geskrik het. Maar maats, voordat ons hierdie storie lees, kom ons sing eers 2 liedere saam. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, die naam is God met ons, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, hy is altyd hier. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, die naam is God met ons, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, hy is altyd hier. Hy is altyd hier. Hy is altyd hier. Rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My
Voordat ons uit die woord saam lees, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons sondes gesterf het en ons verlos deur uit die dood op te gestaan het. Ons weet al hierdie dinge vandag, omdat U aan baie mense verskyn het na U opstanding, wat hierdie stories aan ander kon oorvertel het en dit ook opgeteken het in die Bybel. Ek vra dat U ons sal help om U woord, die Bybel te verstaan wanneer ons dit lees. Net soos U aan die disippels verskyn het en hulle gehelp het om te verstaan wat gebeur het. Baie dankie dat U lief is vir ons en dat U ons lei. Amen. Maats, ek wil vir julle ietsie snaaks vertel. Het julle al ooit 'n poets op iemand anders gebak? Nou verlede naweek het ek 'n poets gebak op my oudste dogter. Ons het by vriende gaan kuier en toe dit by rytyd kom, het sy nog allerhande draaie geloop toe die res van die familie alreeds in die kar gesit en wag het. Met 'n ondeende uitdrukking op haar pappa se gesig, het ons besluit om 'n draai om die blok te ry en haar te laat dink dat ons haar net daar gelos het. Hoopelik sal sy in die toekoms 'n bietjie vinniger maak. Nou maats, hoe weet julle dat hierdie storie waar is? Julle was dan nie een daar gewees nie. Eerstens, weet julle die storie is waar omdat ek dit aan julle oorvertel. Maar weet julle wat? As jy met elkeen van die mense in my gesin gaan gesels, gaan hulle vir jou 'n weergawe van hierdie storie kan vertel. En dit sal die geloofwaardigheid van my storie net verhoog. Net soos hierdie storie wat ek aan julle oorvertel het, weet ons dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood. Hy het aan verskeie mense verskyn na sy dood, nagenoeg 500 mense wat hierdie storie kon oorvertel. En vandag se storie is een van hierdie verhale, die eerste verskyning van Jesus aan sy disippels. Kom ons lees saam uit Lukas 24 vanaf verse 36 tot 49 uit die boodskapvertaling. Terwyl almal nog opgewonde praat oor wat met Petrus en die twee mans uit Emmaus gebeur het, staan Jesus skielik daar by hulle. Vrede vir julle, het hy vir hulle gesê. Maar die arme klomp het hulle boeglam geskrik. Hulle het gedink dis 'n spook. Jesus vra toe vir hulle: "Hoekom is julle so bang? Vir wat is julle geloof so klein? Kom staan 'n bietjie nader. Kyk mooi na my hande en na my voete. Sien julle die spykermerke? Dit is ek, Jesus. Toe, kom vat aan my. Voel my arms en bene. Is julle nou oortuig dat ek nie 'n spook is nie? 'n Mens kan tog nie aan 'n spook vat nie. Dit het nie vleis en bene nie." Terwyl Jesus praat, het hy sy hande en sy voete vir die apostels gewys, sodat hulle aan hom kon vat en kon sien dat dit regtig hy is. Party van hulle het rondgespring van blydskap, terwyl ander hom net oopmond aangestaar het. Terwyl hulle so verbaas daar rond staan en nie mooi weet wat hulle moet glo wat hulle sien nie, sê Jesus vir hulle: "Het julle nie vir my iets om te eet nie?" "Ja, natuurlik," het hulle geantwoord en dadelik vir hom gebakte vis voorgesit. Hy het dit daar voor hulle oë opgeëet. Daarna sê Jesus vir die apostels: "Onthou julle dat ek vroeër vir julle gesê het, dat alles wat die Bybel oor my sê, binnekort gaan waar word? Wel, elke uitspraak oor my in die wet van Moses en ook in die profete en die psalms, het nou waar geword." Toe het Jesus gesorg dat hulle met eens verstaan wat die Bybel sê. Sien julle nou dat die Bybel sê dat die Messias moes kom ly en dat hy op die 3de dag weer uit die dood sou opstaan? Wel, van nou af gaan julle hierdie goeie nuus wêreldwyd oorvertel, van hier in Jerusalem af tot aan die uithoeke van die wêreld. Julle moet vir ander mense sê, om hulle sondes te laat staan en dat hulle tot God moet bekeer. Sê vir hulle dat al hulle sondes vergewe word wanneer hulle in my glo. Julle het alles wat met my gebeur het self aanskou. Gaan vertel dit aan ander mense. My Vader het ook nog 'n baie groot geskenk vir julle. Ek gaan hierdie geskenk binnekort na julle toe stuur. Wag nog net so 'n klein rukkie hier in Jerusalem. Een van die dae gaan julle met hierdie groot krag direk uit die hemel toegerus word. Nou maats,
Uit hierdie storie kan ons sien, hoewel die disippels geweet het, dat Jesus sou opstaan, omdat hy dit voorheen aan hulle vertel het hulle hulself steeds boeglam geskrik. Hoewel Jesus hulle gerus stel met die woorde, vrede vir julle, het hulle steeds gedink, dis 'n spook. Maar wat Jesus volgende doen, is baie spesiaal. Hy kom nader na die disippels. Hy laat hulle toe om aan hom te voel, sodat hulle kan besef dat hy nie 'n spook is nie. Hy eet saam met hulle lekker gebakte vis wat hulle gemaak het en herinner hulle weer daaraan dat hy wel voordat hy gekruisig het, vir hulle vertel het wat gaan gebeur. Hy het hulle so probeer help om te verstaan wat aan die gebeur is. Hy het hulle as ware gehelp om die regte bril aan te sit, soos wat Dominee Neil verlede week in die erediens aan julle verduidelik het. Nou maats, was julle al ooit verskriklik bang gewees? Ek is seker julle was al elkeen 'n bietjie bang. Ek raak ook soms bang. Daar was eendag 'n dogtertjie wat baie bang was. Haar mamma het vir haar gesê, sy hoef nie bang te wees nie, want Jesus is by haar. Maar die dogtertjie het haar mamma geantwoord, ek weet Jesus is by my, maar ek soek nou 'n Jesus met 'n vel om. In hierdie teksgedeelte sien ons twee dinge. Eerstens, dat Jesus troos die disippels deur te verduidelik dat hy werklik met sy liggaam, met 'n vel om, opgestaan het. En tweedens, dat Jesus vir die disippels die opdrag gee om Jesus se goeie nuus uit te dra en iets van Jesus vir ander mense te wees. Partykeer voel ons soos hierdie dogtertjie en die disippels, nee. Ons wens, ons kon aan Jesus vat en met ons hande voel dat hy naby ons is. Dit is dan dat ons vir mekaar 'n Jesus met 'n vel om moet wees. Hoe kan julle as gesin vir mekaar 'n Jesus met 'n vel om wees? Gesels gerus saam met mamma en pappa gedurende hierdie week oor hoe jy 'n Jesus met 'n vel om by die skool en oral waarheen jy gaan kan wees. Kom ons sluit af in gebed. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons verlossing vir ons sondes gebring het. Gaan saam met ons wanneer ons die goeie nuus van U totale verlossing van ons sondes met ander mense deel. Help ons om net soos Jesus dit gedoen het, aan ander U evangelie, die goeie nuus van Christus, te verduidelik, sodat hulle dit kan verstaan. Help ons ook om 'n Jesus met 'n vel om vir ander mense te wees. Gaan saam met elke maat in hierdie vakansie en hou U hand van bewaring om hulle. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. Amen. Baie dankie aan almal van julle wat gedurig finansiëel bydra en ons sodoende help om 'n verskil in ons gemeente te maak. Volg gerus die aanwysings op die skerm indien jy 'n verdere bydrae wil maak. Maats, ek hoop jul vakansie is lekker en dat julle dit sommer baie geniet. En indien julle iewers heen reis, vertrou ek dat julle veilig sal wees. En indien jy met Jan Tuisbly se karretjie ry, hoop ek dat jy sommer lekker sal uitrus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Totsiens maats.